jy kan sien die palissade daar aan die bokant is waar die estate se boonste grensdraad is. Wat nou so omloop tot aan die ander kant. En dan die muur aan die heel ander kant is die anderste grens van die estate. En dat is natuurlik elektrisiteit reg rondom. Maar op daai muur daar vermoed ek het hulle ingekom, want daar het ons 'n swak plek gekry op die heining. So hulle is nou daar ingekom en wat is nou later agtergekom het is dat hulle agter hierdie muurtjie gesit en wag het vir my dogter. Maar die agter die muurtjie was die gras so plat getrap gewees. Mens kan sien mense het hier so gesit en wag vir my dogter. Nou daar's my dogter se was sy haar kar parkeer en toe sy nou daar inry en die volgende oomblik toe staan 3 van hulle by haar. So hulle het natuurlik na hier oorgespring en saam met soontoe gehardloop toe sy nou hier aankom en dan ingegaan en gewag by haar. Saam met haar. My dogter het gestaan met die 3 ouens hier by haar terwyl ek hier gesit en werk het. Toe het ek maar net opgestel en hulle gesê moenie worry nie. Ek sê my samewerking gee en my dogter gesê kalmeer. En uitgestap en hulle het ons hande vasgebind met cable ties. En hulle het my vrou en die kinders gaan haal in die kamer. Waar was hulle bo? Nee, hulle was hier onder. En toe het hulle 'n laken gevat en so met 'n mes en sulke repe gesny en ons het monde toegebind en oor ons oë gebind en ons is blinddoek en hande vasgemaak het. Dit is maar daar voorgesit vir 'n tyd lank terwyl hulle nou maar die maklike goed gedoen het, soos selfone optel en laptops en sulke goeders. Hier gesit vir eers. Ag, toe het 'n paar dinge gebeur. Hulle is nou in en uit om goed te gaan oplaai en te gaan kyk waar hulle nou verder kan aas. En toe sê ek het geld buite, ek sê vir hom gaan wys, maar die krag is af. Toe sê ek vir my met die afstandbeheerdingetjie van die garage vat en ons doen nou hier uit. En ons loop dit nou maar af. Hier na toe en nou probeer hy nou die garage oopkry, maar hy kry nie want die krag is af. En ek het nou ongeveer hier gestaan terwyl hy nou hier karring probeer om die garage op te kry en toe sukkel ek en toe kry ek uiteindelik my hand los. Toe staan hy reg voor my. En toe hy nou sien, hy kan nie hierdie garage oopkry nie, toe draai hy om. En die oomblik toe hy draai, toe sy rug na my toe. En dis die oomblik wat my hande los is en ek toe ek hom van agter af bevlieg. En hom toe donder so hard as wat ek kan. En hy het natuurlik, en ek hom vasgehou wat my fout was miskien. Want hy het omgedraai en hy het my letterlik my arm afgesny. En hy het toe nou weg uitgeskree en ek het so agteruit my balans verloor en hierdie lamppaal afgeloop. En hy hardloop toe weg. Ek sien hy hardloop toe soontoe deur. En ek roep toe my tuinman wat hier werk en toe hiervandaan toe hardloop ek nou onder toe daaraan toe, spring oor daai muurtjie. En hardloop af tot 'n ander om by die wagte amper. En ek roep ons bure. En ek hardloop al die tyd terug. Ek spring oor die muurtjie en ek hardloop toe by die brug hier en ek roep vir my dogter. My bure was onmiddellik by my. En sy sê toe dis alles reg, hulle is weg. En ek hardloop toe van die bruggie af tot hier so by die op die trappies hierso. En hier daartoe kon ek nie meer verder hardloop nie. Toe is ek so moeg, ek kan nie 1 tree loop nie. Maar dis natuurlik van die bloedverlies alles. En toe ek nou daar gesit. Toe intussen is die bure hierso, my dogter hardloop toe omgaan haal haar kar en sy stop haar kar hierso met my kar gelaai en my hospitaal toe gevat. Dis maar die storie. Ag, ek het nou klomp keer hier deur gegaan en gekyk wat ek gedoen het en elke stap en elke dingetjie en wat elke plek hier met my gebeur het en dan dink ek ou by jouself, moes ek nie miskien dit anders gedoen het of dat anderster gedoen het nie. En ek is seker as ek ander goeders anderster gedoen het, dan sou dit beter uitgewerk het en sou ons 'n beter uitkoms gehad het van haar aard. Ek weet nie, maar wat ek wel weet is dat ek moes iets doen en ek troos my daaraan dat op daai stadium het ek gedoen wat ek dink die beste is op daardie stadium.